Dis altyd 'n lieflike en 'n geseënde voorreg om u te groet in die naam van Jesus vanoggend en baie welkom en ook hartlik goeiemôre. Ek wil u bietjie bemoedig vandag soos die Gees van die Here iets op my hart gelê het. Somstyds werk ons so hard om dinge vir ons self beter te maak. Somstyds probeer ons beste om ander mense te beïndruk. Somstyds doen ons dinge wat vir ander mense lyk asof ons alles in pag het. Weet jy, dat 'n voorbeeld van dit in die woord van die Here in die Ou Testament. Dit kom uit Genesis 30, 31, 32. Weet jy, Jakob werk vir Laban as gevolg van die feit dat hy voel hy moet vir sy dogter en vir die vroue betaal waarvoor hy die dogter van Laban geneem het. En sy hele tyd werk hy vir Laban en hy is eintlik vir hom, hy werk vir sy Heer, hy doen alles wat hy moet doen. En weet jy, Laban het dit gesien as 'n manier om meer uit Jakob te kry, en hy het gesien dat by die hand van Jakob, natuurlik deur die leiding van God, of die seën van God en die voorsiening van God, het dit met Laban begin beter gaan. En op 'n stadium toe sê Jakob, hy wil wegtrek, want hy wil sy eie lewe, hy wil vir sy eie familie werk. En Laban sê toe vir hom, maar okay, wat moet ek vir jou gee? En Jakob sê, okay, gee vir my al die bont en die gestreepte en die gestippelde en die swart vee. En dan kan jy mos nou duidelik, wanneer jy kom kyk, sien ek het niks van jou vee gevat nie, dis mos nou duidelik. En so het Jakob gedink, hy kan hierdie storie bietjie aansnel, en hy het sekere takke en goedjies vir hulle gegee om te dink as hulle dit eet, dan gaan hulle gestreep word en gespikkel word en hulle gaan ander klere word en sovoorts. Maar so het Jakob baie welgesteld geword. Sy vee het vermeerder en Laban het begin agterkom. En Laban wou 'n stokkie voor dit steek, want hy wou van hierdie vee vir sy seuns gehad het. En op die einde van die dag het Jakob toe nou, na 'n lang ruk het Jakob toe nou weggetrek van Laban se huis af. En 'n engel praat met Jakob en hy sê vir hom, weet jy wat? Die takkies en die goedjies wat jy vir die vee gegee het, is nie wat hulle gestreep en gespikkel en dalk bont of dalk swart gemaak het. Maar is God se voorsiening, is God se besluit. Wat leer ons hier uit? Wie ek en jy leer hier uit dat wanneer ons by God skaar, wanneer ons Jesus Christus aan ons kant het, wanneer ons in 'n verhouding met hom is sy voorsiening wat vir ons voortkom. Nie dit wat ek en jy hier in die wêreld probeer bemag en probeer doen uit ons eie uit nie. God voorsien. En dit laat my dink aan die gedeelte in Matteus 6, daar van die 26ste vers af aan, waar die Here sê, ek sorg vir die voëls van die hemel. Hulle kan nie opberg nie, hulle kan nie by mekaar maak nie, maar elke dag sorg ek vir hulle. Net so te meer vir julle. Weet jy, ons moet absoluut op God se voorsiening staat maak. Ons het nie nodig om allerhande dinge te doen en allerhande dinge te probeer bemagtig om te sê, maar ons is welgesteld nie, of ons is voorsien nie. God sal voorsien. Maak seker jou verhouding met die Here is reg en jy pas die woord toe in jou daaglikse lewe. Ek is Pastoor Gary, Brood en Water 5 minute woord seëngroete, en weet net, Jesus wil vir jou voorsien, maar jy moet sy wil doen. Amen.